Goeiemôre julle, ons sit hier so in die Milie Ateljee saam met Maureen Oosthuizen van Genade in Aksie. Baie welkom by ons, Maureen. Baie dankie. Dit is vir ons absolute voorreg om jou hier te hê en baie dankie dat jy jou storie met ons kom deel hierso. Ek wil sommer dadelik begin wegspring en vertel ons net 'n bietjie meer oor jouself en eers oor wie's Maureen. Ek is gebore in Bloemfontein. My ouers was baie lank deel van Meals on Wheels, mobiele etes. Ek is een van 5 kinders. Al die kinders bly ver van my af. My boeties en sissies is nie naby my nie. So toe my ouers aftree by Meals on Wheels, het hulle George toe getrek. En ek was eensaam want ek het letterlik skofte gewerk by Medikliniek Hospitaal. En dan het ek in die middag altyd na hulle toe gegaan en dan vir hulle ondersteun met wat hulle gedoen het. En toe hulle wegtrek, toe kry ek verskriklik swaar. En my dogter sê vir my mamma, jy sal moet iets kry om te doen want jy gaan dit nie maak nie. En toe het ek begin rondry en kyk waar daar gordyne kort of wat ook al aan die deure gaan klop en gevra of ek kan help. Dan sal die mense vir my sê, ons het nie geld nie. Ons kan nie gehelp word nie. En dan sê ek nee, dis gratis. As jy beddegoed nodig het of gordyne nodig het, kry ek vir julle en ek kom help julle die huis skoonmaak. So dit maar so begin en toe later het ek 'n groepie van 34 mense bedien. Sjoe. En soos wat Genade in Aksie gegroei het, elke jaar het ons maar meer lede liewerste gemeenskapsmense bygekry wat swaar kry. En ons ledetal het gegroei van 3 na 7. Party van hulle is maar 'n bietjie stil en skugter want jy weet die mans is mos nou nie baie oop daarmee nie, maar hulle sal help waar hulle moontlik kan. Natuurlik. En so bedien ons op hierdie stadium 6000 monde van klein babietjies af tot in die ouer huis. So ons bedien baie monde in Bloemfontein. Sjoe, Maureen, en dit is en julle het basies die besigheid gestig in 2011, né? Dis reg, ja. 2011 het jy die besigheid Ja, gestig, ja, of die non-profit organisation het jy. Nie winsgewende organisasie. Ja, dis 'n mondvol. Afrikaans vol. Dis 'n mondvol. So julle voer 6000 monde. Hier is dit net in die omgewing, in Bloemfontein omgewing? Bloemfontein en omgewing. Wat ons het 12 afgeepunte. Nou ek sê altyd ek noem die meisie hoofmeisie van die groep. En ek laat weet vir ons kom môre by julle afgee, kontak julle mense, hulle moet ons daar op daai plek kry, daai tyd en dan gaan ons uit en ons gaan gee uit. So elke afdeling kry partykeer eers oor 7 weke hulle tweede kospakkie. So dit is 2 maande wat hulle moet wag om kos te kry. So hulle kry hierdie maand en dan oor 2 maande kry hulle eers eintlik weer 'n kospakkie. Nou 'n kospakkie kan nie regtig baie lank hou nie, want dit het maar pastas in, blikkies kos, die nodige goed. Daar's geen bederfbare goedjies, jy weet dat hulle kan sê ons koekies en chippies en al daai goed gekry nie. Ons gee op 'n ander stadium gee ons weer vir hulle tandepasta en seep en waslappe en daai tipe van goed, maar die kospakkie het blikkies kos in en pastas. Op hierdie stadium moet ek vir jou sê dit gaan verskriklik sleg buitekant. Mense en weet jy as mense honger is, dit kry nog 10 keer kouer. So ons het in April maand begin met 'n charity run of 'n nie winsgewende oesensameling projek waar ons begin geld invorder het en waar as iemand vir ons sê hulle kan vir ons 100 brode gee, dan ons neem dit want dit is wat die mense nodig het, jy weet. Enige kos is vir ons belangrik. Ek gaan staan soms by die ou mark. Daar waar hulle die mark so goedjies doen en ek gaan bedel letterlik daar. En dan vra ek, jy weet, enige sak aardappels of 'n sak wortels of blomkool, kool, enigiets, groente, vrugte en sodra ons dit kry, pak ons dit dadelik in sakke en dan versprei ons dit onmiddellik. So kos is op hierdie stadium een van ons grootste probleme. En nou as mense nou wil betrokke raak by julle. Ek praat nou nie van die afleweringe nie. Ek praat nou soos volonteërs byvoorbeeld. Kort julle van mense wat kom help laat ons dit vinniger uitkry of? Okay, ons het hande wat in die stoor werk. Die mense kan gaan kyk op Facebook van Genade in Aksie. Die klere wat ons ontvang word in verskillende groottes gepak in 'n sak, sodat as ons uitdeel dan kry elkeen sy grootte klere. Okay. En dan ook
as daar volonteërs is, hulle moet onthou dit is absoluut 'n welsyn. So daar is nie regtig betaling daarvoor Ja, nie. So ja, as ja. jy lus is om vandag saam met ons te gaan of net te gaan kyk wat ons doen, enige tyd welkom. Want hoe meer ons die mense in die publiek betrokke kan maak, hoe beter gaan dit vir ons almal wees. Natuurlik. En jy het nou gepraat van die aflaaipunte. Wil jy vir ons 'n bietjie net vertel waar moontlik as iemand ietsie wil gaan aflewer? Okay. Ons store is in Andries Pretoria straat, 44 en dit is in Nywelsig. Dit is waar ons alles ontvang vir klerasie, linne, daai tipe van goed. As enigiemand kos wil skenk, dan kan hulle dit ook daar aflaai. Anders gaan haal ek dit by hulle en ons doen dit dan in my motorhuis by die Meentas hier in Langehoven Park. Okay, so hier is daarom ook 'n aflaaipunt. Aflaaipunt hierso. Ja. Maureen, asseblief, jy het 'n funksie ook in Augustus, né? Wil jy vir ons bietjie vertel daarvan? Ek dink dit is die 16de Augustus, né? Dis heeltemal reg. Ja, die 16 Augustus het ons 'n funksie wat dan probeer afsluit van kos wat ons ontvang het of fondse wat ons ingekry het, sodat ons kan kos gaan gee vir al die afdelings waar ons letterlik is. Ons is in 12 afdelings in Bloemfontein waar ons letterlik gaan kos afgee, klere afgee, van die kinders dokters toe vat, tandartse en daai tipe van goed. Ons wil besighede vra om betrokke te raak, om te kom hoor en te kom kyk wat ons doen. Dit is by die Buffalo, die 16 Augustus en dit begin 10:00 die oggend en dit sal nie langer as 2 ure, 2,5 ure wees nie. En dan moet dit nie misloop nie. Dit is absoluut julle wat ons nodig het om ons te ondersteun om ander te help. Natuurlik. En dis nie glad nie 'n duur kaartjie nie, is R250 as ek dit nie mis het nie. Dis heeltemal reg. En dan is dit R2500 vir 'n tafel. So dis so maklik om 'n tafel te kry. So asseblief kontak vir Maureen daarso. Dankie vir dit. Ek sien so uit. Ek wil self daar wees. So ek gaan definitief jou kontak oor daai en ek dink ons as familie sal seker ook 'n tafel vat by julle. So vreeslik dankie. Dankie dat jy met ons daaroor kom gesels het. Baie dankie. Ek wil graag hê jy moet vir ons luisteraars sê as jy moontlik kan die bankbesonderhede gee as hulle dalk 'n donasie wil maak en waar hulle jou in die hande kan kry. Dalk jou telefoonnommer ook. Wonderlik. My telefoonnommer is 082 894 3013 en is welkom om my enige tyd te skakel indien jy 'n donasie wil skenk, kan ek dan die bankbesonderhede vir deurstuur. En dan ook ons afgeepunte is in Langehoven Park. Jy skakel my net en ek kry iewers of jy kan dit by my woonhuis kom afgee. En dan ons ander afsetpunt is in Nywelsig, Andries Pretoria straat 44. Maureen, ek sê vir jou baie dankie en ek vra baie uit my hart uit vra ek vir julle asseblief raak betrokke. Al is dit net 'n ou blikkie kos of 'n brood en ek doen 'n beroep op die boere. Ek doen vandag 'n beroep op die boere. As julle kool en is nou wildtyd ook. So as daar 'n karkas is of 'n wild of enigiets, asseblief kontak Maureen. Al die inligting is hier op die podcast hier onder op die skerm. Maureen, ek sê vir jou baie dankie dat jy vir ons help en dankie vir wat jy doen vir ons mense ook. Ek sê vir jou baie dankie dat jy vir ons kom kuier het vandag. Baie dankie vir julle omgee en julle vriendelikheid en uitreiking vir ons, hoor. Dankie julle. Dankie.